Ja, die Sentraal Karoo is 6 jaar gelede as rampdrooggebied verklaar. Nou dis seker nie die droogste wat dit al ooit was nie. Ek dink daar was droogtydperke, maar definitief die langste periode van droogte in mense jeugenis. Van ons ouer boere bevestig dit ook. Ons het onlangs, soos 'n week gelede, het ons reën gehad en dit het gewissel van 75 mm in die Nuwe Veldberg areas. Jou laatliggende gedeeltes het soos 2-3 mm ontvang. Ek het 'n gemiddelde gaan uitwerk vir die hele area en dit was ongeveer 14 mm. So ja, ons droogte is nog nie gebreek nie, ver daarvandaan. Ons het ook 'n tyd gelede assessering van ons wyngebiede gedoen en daarvolgens ook sal ons beslis nog die status van rampdroog behou. Die impak wat droogte op ons Karoo areas het, is massief. Soos jy weet, is hierdie gebiede hoofsaaklik geskoei op landbou. Jy kan dit in jou dorpe sien, besighede kry swaar. Daar is geweldige werksverliese seker in ons besigheidsareas ook maar selfs op ons plase. Jy weet, om diere elke dag te voer is 'n geweldige uitgawe. En ons moet koste sny, en om koste te sny moet jy begin omtrent met jou werksmag. Mense het vee verminder. Ek glo die meeste van ons boere het al ver meer as 1/3 van hulle vee verminder. En daar is van ons boere wat ook op hierdie stadium so van vee ontslae geraak het, dat hulle nog net hulle kudde diere aanhou. Nou, dit is 'n groot verlies van inkomste. So ons is baie bekommerd, ja, dit kan nog werksverliese veroorsaak. Dit was so erg geweest dat van ons boere ook al hulle eie lewe geneem, as gevolg van die geweldige uitgawes. So ja, sekerlik het dit ook 'n uitwerking op ons boere. Ons kan gelukkig sê dat die Wes-Kaap regering op hierdie stadium droogtehulp verskaf. En dit word op 'n maandelikse basis gedoen en ons hoop dit kan volgehou word. Dan is daar ook uit ons noordelike gebiede, selfs ook van ons Weskusgebiede waar dit dalk beter gaan, kry ons baie skenkings van medeboere en ons wil vir hulle bitter baie dankie sê. Dit hou ons boere hier aan die gang. Ons vertrou dat ons nog reën gaan kry. Dit lyk so of ons op hierdie stadium dalk meer winterreën gaan kry. Maar nou is dit ook so dat ons groeitydperk, jou weidingsgebiede groei op hierdie stadium nie meer nie, aangesien dit te koud is. Jy kry nie meer gras groei nie. En dit is wat ons broodnodig het op hierdie stadium. So sou daar nog enige reën val in die winter, dan kan dit miskien help na die einde van die jaar wanneer ons weer ons somerreënval ontvang. Dat ons grond net natter kan wees. Ons grond is geweldig uitgedroog. Dit is regtig dor. Damme is leeg in die paar maande wat kan besproei. Wel, dit het maande en jare terug al gestop. So alles moet iets daar aangekoop word uit koöperasies. Banke kan ook maar net tot op 'n punt help. Want ek dink limite van betrokke rekenings is op hierdie stadium vol en terugvertalingsvermoë as gevolg van lae vleispryse tesame met hierdie droogte maak dit net nog moeiliker. So ja, ons bid nog vir reën. Ons het nog baie reën nodig voordat ons uit hierdie benarde posisie uit is.